Ons is besig met ons reeks Laat Los, Laat God. En verlede week het ons gepraat oor die moed om die dag van môre te groet. En die vraag wat gevra is aan julle verlede Sondag, wil jy regtig waar gesond word? En jy het ons mekaar gesê, dit verg geweldige moed om te laat los, laat God jy op 'n nuwe pad vat. Volgens die tema, die tweede tema in die reeks is, hanteer die seer wat jou vaskeer. En ons teksgedeelte is Psalm 142. Hanteer die seer wat jou vaskeer. Julle weet, ons is so gekonfyt om met 'n masker rond te loop. Jy sit dan vanoggend hier asof alles net goed gaan in jou lewe. Jy het dalk vanoggend met 'n glimlag hier gestap. Jy het almal hooplik vriendelik gegroet. Jy het lekker saam gesing. Maar ergens is daar dalk daardie herinneringe wat jy nooit langs die pad van ontslae kon raak nie. 'n woord wat iemand jou ergens in die verlede toegesnou het, wat telke male oppop. 'n verwerping, verraad, egskeiding, mislukking. Iets wat in jou kinderjare dalk gebeur het, iets wat iemand aan jou gedoen het, wat baie seer gemaak het. Maar dalk ook iets wat jy aan iemand gedoen het, wat ook seer gemaak het. En alhoewel dit dalk jare gelede al gebeur het, duik dit soms heel onverwags en heel ongevraagd in 'n mens se gedagtes in jou lewe op. Iets wat jou trigger, iemand wat jy weer sien, of iets wat iemand sê, of 'n situasie waarin jy jou bevind wat eenvoudig daardie herinneringe net weer na vore bring. En skielik onthou jy nie net wat in die verlede gebeur het nie. Jy onthou dit, jy voel dit, jy beleef dit weer oor en oor. Al die seer, al die verwerping, al die skuldgevoelens van die verlede kom skielik net weer na vore. En as jy vasgekeer in die seer van die verlede, wat jy eintlik nie weet hoe om dit te hanteer en hoe 'n stop te maak daaraan nie, want jy voel nie daar's niemand wat regtig sal verstaan hoe jy voel en waartoe jy gaan nie. Daar's niemand wat regtig omgee met wie jy kan gaan praat nie, en daarom steek jy dit baie diep weg. Jy trek 'n masker aan en jy praat met niemand daaroor nie. Maar vanoggend wil ek vir jou eerstens daarop wys. Die Here weet, jy hoef nie vir hom voor te gee nie. Kyk, ergens langs die pad het ons as kerkmense geleer om ons seerkry en pyn weg te bære met baie goed bedoelde raad wat ons vir mekaar gee. Ag, bid nie daaroor en dit sal verdwyn. Vergewe net, dis die verlede. Glo net meer, beweeg net aan. Maar ek en jy weet, daar's 'n verskil tussen die werklikheid en tussen voorgee. Ja, jy het dit dalk diep begrawe, jy het dit dalk weggesteek, jy het dalk vir jouself gesê, weet jy wat, ek is daaroor. Maar wanneer die herinnering steeds jou emosies en jou verhoudings, jou identiteit, jou vermoë om te vertrou beheer, wanneer hierdie herinneringe jou lewe so beheer, dat jy voel dat jy vasgekeer is, wil God jou vanoggend nooi om nie in die verlede te bly leef nie. Maar hy wil jou uitnooi om na hom te kom vir genesing op die plekke waar jy die verlede, die plekke in jou lewe wat die verlede nog steeds 'n houvas op jou het. Hy nooi jou om dit vanoggend te bring vir genesing. Want ek en jy kan in elk geval niks vir God wegsteek nie. Ek ken ons diepste
geheime, hoe diep jy dit ook al wegsteek, God weet daarvan. Psalm 139 vers 1 tot 2 sê, Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. En daarom kan jy vanoggend met vrymoedigheid jou verlede waaroor jy dalk skaam is, jou skuldgevoelens, jou seerkry, jou diep wonde, kan jy vanoggend na God toe bring. Jy kan vanoggend jou hart voor God kom uitstort, soos wat Dawid in baie van sy psalms doen. Soos Psalm 142 wat ons vanoggend ook gelees het, waar hy sê vers 2 tot 4, ek roep na die Here om hulp. Ek smeek die Here om genade, ek stort my klag voor hom uit en vertel hom van my nood. Ek het alle moed verloor. U weet wat ek moes deurmaak. U weet. Ja, die Here weet. Hy weet presies wat jy moes deurmaak. En hy weet wat jy dalk nou nog deurmaak. Hy ken die pyn en die seer van die verlede wat jou vaskeer. En daarom hoef jy nie voor te gee dat dit nie seer maak nie. Jy hoef nie voor te gee dat, ek gaan lekker deur die lewe, want kyk hoe sterk is ek, en kyk hoe sterk is my geloof nie. Jy kan vanoggend regtig na die Here kom en sê, Here, ek weet U genees, maar Here, ek het nog steeds daai seer in my. Here, ek vertrou U vir my toekoms, maar Here, ek sukkel nog steeds met my klein geloof. Here, ek vergewe, maar Here, U weet, ek vat lank om oor te kom en genees te word. Here, U ken my deur en deur. En weet jy wat? God kan jou eerlike gebed hanteer. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. En ek wil hê jy moet dit vanoggend hoor. God is nie bang vir hierdie dele van jou verhaal waaroor jy bang is om te praat nie. Psalm 34 sê nie, die Here is nie by diegene wat reeds genees is nie. Psalm 34 sê, die Here is naby die gebrokenes. Hy's naby die moedeloses. Hy's naby jou met jou seerkry van die verlede, waar jy probeer wegsteek en wegwens en maak of dit nie bestaan nie. God ken jou deur en deur. Hy weet waardeur jy moet gaan en waardeur jy gaan. Maar tweedens wil ek jou daarop wys vanoggend. Herinneringe is werklik, maar dis nie jou identiteit nie. Ons het verlede Sondag ook oor identiteit gepraat. Herinneringe is werklik, maar dis nie jou identiteit nie. Weet julle, een van die kragtigste dinge wat pyn en seker doen, is om te maak dat jy meestal verkeerde gevolgtrekkinge oor jouself maak. Iemand verwerp jou. En jy kom tot die gevolgtrekking, ek is onbemind. Niemand hou van my nie. Iemand verneder jou en jy begin vir jouself sê en glo, maar ek is waardeloos. Waarvoor probeer ek nog in die lewe iets doen? Of iemand steek jou in die rug en maak jou baie seer en jy besluit, ek kan meer niemand vertrou nie en daarom gaan ek mense begin vermy. Of iemand mishandel jou en jy begin glo, dit is my skuld, ek het dit sekerlik verdien. En wanneer jy so na jouself begin kyk en begin glo dat hierdie leuen die waarheid is, dan vorm jy baie keer jou identiteit rondom hierdie verkeerde gevolgtrekkings. Skep jy 'n verkeerde identiteit oor wie en wat jy is. Want sê Spreuke 27 vers 19, soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. So sien jy jouself
in wat jy dink. En wanneer jy hierdie verkeerde gevolgtrekkinge maak, wanneer jy hierdie verkeerde identiteit skep, dan word jy soos wat jy jouself sien en oor jou dink. Maar luister nou vanoggend baie mooi. Luister baie mooi. Iets kan met jou gebeur in die verlede, iets kan nou met jou gebeur, sonder dat dit bepaal wie en wat jy is. Want die pyn van die verlede sê, ja, ek is waardeloos. Maar Psalm 139 vers 14 sê, God het my besonder wonderlik gemaak. Die pyn van die verlede sê, ek is verwerp. Hebreërs 13 vers 5 sê, God sê, ek sal jou nooit verlaat en jou nooit in die steek laat nie. Die pyn van die verlede sê dalk, ek is veroordeel. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die pyn van die verlede sê dalk, ek is met wat met my gebeur het. Maar hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. En ek wil hê jy moet dit mooi hoor en mooi verstaan vanoggend. Jy mag dalk 'n verlede hê, maar jou verlede is nie jou baas nie. Jy mag 'n seerkry wond hê, maar jou seerkry wond is nie jou naam nie. Jy mag 'n slegte herinnering hê, maar jou herinneringe is nie jou identiteit nie. God sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier. Daarom derdens wil ek vir julle daar wys. Dit was toe, dit is nou. Dink net. Soms gebeur dit dat iets in jou lewe gebeur wat die stroom pynlike herinneringe van gister weer terug laat bring. Iemand praat met jou net daai stemtoon, daai kritiek, daai verwerping, daai konfliksituasie waarin jy skielik is, 'n foto wat jy ergens sien dalk op Facebook, 'n inskrywing of 'n WhatsApp wat iemand jou stuur en dit kom net weer na vore en skielik reageer jy nie net op dit wat nou gebeur nie. Jy reageer daarop op dieselfde manier as wat jy voorheen daarop reageer het. Dit het presies dieselfde effek op jou wat dit voorheen op jou gehad het, wat dit nou op jou het. En dit plaas jou onmiddellik terug in die pynlike verlede. Maar wanneer hierdie herinneringe kom, wanneer hierdie triggers kom, dan moet jy onmiddellik stop. Haal asem. En sê, dit was toe. Dit was die verlede. Dit is nou die hede. Kyk om jou rond, herinner jouself, ek is nie meer die verlede nie, ek is hier nou in die hede. Ek het in die verlede daar deurgekom met die hulp van God, ek is nie meer daar in die verlede nie. God is nou hier by my, God is hier in my lewe teenwoordig. En daarom sê Psalm 46 vers 2, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy is altyd bereid om te help in nood. Hy was nie net toe by jou in die verlede in hierdie situasie met hierdie herinneringe nie. Hy is ook nou by jou in die hede. Wanneer hierdie herinnering na vore kom en jou probeer vaskeer. En wanneer hierdie herinneringe kom en jy probeer vashou, dan moet jy bid, Jesus, hierdie pyn is alweer hier
my om te onthou dat ek nou hier is. Help my dat ek te onthou dat ek nie meer in die verlede is nie. Help my om te onthou, U is nou hier by my. Vra jouself dan af, wanneer die herinneringe kom, wat voel ek op hierdie oomblik? Waaraan herinner dit my? Wat glo ek op hierdie oomblik van myself? En is dit die waarheid? Maar vra nou ook verder, maar wat sê God is waar van my? Kyk na jouself soos wat God na jou kyk. Sien jouself soos wat God jou sien. Jy is iemand wat by die hand uitgekies is. Jy is iemand wat so kosbaar is, dat Jesus bereid was om vir jou te sterf. Jy is werd genoeg om kind van God, van die almagtige God genoem te word. Jy is dit werd om die erfgenaam van die hemel te wees. Dis hoe God na jou kyk. En dit is die vernuwing van die gemoed. Dis wat Romeine 12 vers 2 bedoel as hy sê, laat God jou verander die julle denke te vernuwe. Deur te begin dink en te sien hoe God jou sien, in plaas van die herinneringe wat jou vashou. En daarom moenie aan die verlede bly vasklou en in die verlede bly leef, dat dit jou vaskeer nie, want sê Jesaja 43 vers 18, hy sê, maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. En dan Filippense 3 vers 13, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit wat na vore is. Ek maak my los van wat agter is. Dit vra 'n wilsbesluit. Dit vra geweldige moed om los te breek van die verlede en sê, ek maak my los van wat agter is, strek my uit wat na vore is, want die verlede is die verlede. Die werklikheid is nou. En daarom vierdens, Jesus weet wat dit is om seer te kry. Jesaja 53 vers 3 sê van Jesus, hy was verag en deur mense verstoot. Jesus ken verwerping. Hy ken verraad. Hy ken dit om verkeerd verstaan te word deur mense. Hy weet wat dit is om verlaat te word deur mense wat hy vertrou het, wat die naaste aan hom was. Jesus weet wat dit is om te huil. En daarom sê Jesaja 53 vers 4, hy het die pyn ervaar wat ons eintlik moes ervaar het. Hoor wat sê Jesaja? Jesus het die pyn ervaar wat ons eintlik moes ervaar het. En wanneer jy ook vanoggend jou pyn na Jesus toe bring, dan bring jy dit nie na iemand wat nie verstaan waarvan jy praat nie. Jy bring dit na die man van smarte. Jy bring dit na die persoon wat 'n kruis gedra het. Jy bring dit na die een wat lyding verstaan. Jy bring dit na die een wat gebloei het ter wille van jou en my. En dis die boodskap van die kruis. God het jou pyn. God het jou pyn letterlik aan sy lyf gevoel en het dit namens jou aan die kruis gedra. En daarom verstaan hy jou pyn. Daarom kom ontmoet hy vir jou in jou pynlike herinnerings van die verlede, sodat jy nie alleen daarmee hoef te worstel nie. Hy weet, hy ken, hy was daar. Daarom in die 5de plek vanoggend moet jy mooi besef, jou verlede is nie die einde van jou verhaal nie.
Jou verlede is nie die einde van jou verhaal nie. Miskien sit jy vanoggend hier as iemand wat deur jou verlede gedefinieer is. Dit wat met jou in die verlede gebeur het, wat so geweldige houvas op jou lewe het, dat jy na jouself kyk deur daardie bril van die seerkry van die verlede. Maar hoor weer eens die woord van die Here, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Jou verhaal is nie die finale verhaal nie. Jou seerkry is nie jou finale verhaal nie. Jou mishandeling is nie jou finale verhaal nie. Jou mislukking is nie jou finale verhaal nie. Jou skaamte is nie jou finale verhaal nie. Die kruis was nie die einde van Jesus se verhaal nie. Die graf was nie die einde van Jesus se verhaal nie. En wat met jou gebeur het, is nie die einde van jou verhaal nie. Daar is steeds verlossing, daar is steeds genade, daar is steeds genesing, daar is steeds 'n toekoms vol hoop. Want hoor God se hart vir sy volk, vir sy kinders, vir jou en vir my. Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. God sê vir 'n volk wat in ballingskap lewe en handdoeke gegooi het en alle moed verloor het. Hoor God se hart. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê, ook jy. En nou wil ek vanoggend 5 meditatiewe prosesse met jou deurgaan. Ek wil hê dat jy vanoggend regtig waar daarop moet konsentreer, dit bedink en vashou in jou hart vanoggend. Eerste proses, onthou. Voordat jy vanoggend die brood ontvang, onthou wie en wat jou in die verlede seer gemaak het. Jy hoef dit nie nou vanoggend hardop te sê nie. Maar wees nou vanoggend eerlik voor God en sê vir die Here hier waar jy sit. Here, dit is wat met my gebeur het. Here, dis wat seer gemaak het. Here, dis wat ek ervaar het. Jesus sê in Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Moenie vanoggend hierdie seerkry van die verlede afmaak asof dit niks is nie. Moenie hierdie pynlike herinneringe ontken en maak asof dit nie bestaan nie. Bring dit nou hier in die teenwoordigheid van Jesus. Here, dis wat met my gebeur het. Maar tweedens, erken. Vra jouself nou vanoggend baie eerlik af. Wat laat hierdie seerkry herinneringe van die verlede? Wat laat dit my oor myself glo? Het ek dalk ergens langs die pad die leuen begin glo? Ek is waardeloos. Ek is verwerp. Ek is skuldig. Ek is 'n mislukking. Ek kan nooit weer iemand vertrou nie. Is dit die waarheid? Is dit regtig die waarheid? Derdens, wanneer jy vanoggend die brood gaan ontvang, onthou wat Jesus gesê het, dit is my liggaam wat ek vir julle gegee het. Jesus het homself aan jou en my gegee.
Nie vir die perfekte weergawe van my en jou nie. Nie vir die weergawe van my en jou wat al alles uitgesorteer en alles verwerk het nie. Hy gee sy liggaam vir my en jou met jou geskiedenis, met jou pyn, met al jou vrae waarmee jy stoei, met al jou wonde. Maar hy wil hê dat jy hom vanoggend deur die nagmaal moet ontvang, die waarheid wat God vanoggend vir jou wil sê. Jy is geliefd. Jy is kosbaar. Jy is die moeite werd. Jy's nie vergete nie. Jy is nie veroordeel nie. Ontvang God se genade. Jy is geliefd, kosbaar, moeite werd. Maar laat los ook vanoggend. Dis dalk die moeilikste deel. Ek wil hê dat wanneer jy vanoggend die wyn ontvang, die bekertjie ontvang, dan wil ek hê voordat jy dit drink, dat jy die mense, die herinneringe, die woede, die skaamte, die pyn wat jy gedra het, die skuldgevoelens, dat jy dit vanoggend na God toe sal bring. En miskien kan jy nie vandag alles net so los nie. Maar vanoggend moet jy kan sê, Here, ek plaas my seerkry verlede. Ek plaas die pyn van my herinneringe. Ek plaas my skuldgevoelens. Ek plaas my gevoel van mislukking vanoggend in u hande. Ek sal nie toelaat dat die pyn die res van my lewe beheer nie. Ek kies vanoggend om die pad van vergifnis te stap en die nuwe lewe te begin. Ek weier om toe te laat dat dit wat met my gebeur het, die finale woord in my lewe spreek. Dat ek saam met Psalm 142 vers 8 sê, bevry my uit my gevangenskap, dat ek u naam kan loof. God gee vir jou vanoggend die geleentheid om dit in sy hande te kom plaas en te laat los. Agter jou te laat los. Bagasie neer te sit. Dat jy bevry kan word uit hierdie gevangenskap. Die mense, die herinneringe, die woede, skaamte, pyn, skuldgevoelens. Laat los. Maar vyftens, vernuwe. Dis ding waar jy moet vashou. Want hierin vashou vir lewe en dood. Onthou wie jy in Christus is. Onthou wat jou ware identiteit is. Jy is nie wat met jou gebeur het nie. Jy is nie jou grootste fout nie. Jy is nie jou diepste seerkry wond nie. Jy is nie die verwerping wat jy ervaar het nie. Jy is nie die skaamte wat iemand op jou geplaas het nie. Jy is 'n nuwe skepsel. Jy is 'n nuwe mens deur die genade van God wat jou nuut gemaak het en wat die verlede deur die bloed van Jesus uitgewis het. Dis wie jy is. Miskien is daar vanoggend weer van hierdie seerkry herinneringe wat na vore kom. Wat na die oppervlakte kom en miskien het God jou vanoggend net weer herinner aan goeders wat jy nie eintlik kan herinner wou word nie. Dinge na vore gekom wat jy al lankal begrawe het en nou moet ek vanoggend so sê, moet asseblief nie bang wees vir daardie
herinneringe en gedagtes wat na vore kom nie. Want dit het nie vanoggend na vore gekom om jou weer bang te maak of seer te maak nie. God het dit vanoggend na vore laat kom. Want God sê vanoggend hier vir jou by die nagmaalstafel, jy het dit lank genoeg alleen gedra. God sê, bring dit na my toe, laat los dit hier, laat ek jou vanoggend genees. En wanneer ons vanoggend rondom die nagmaalstafel sit, onthou ons, Christus het gesterf, maar die dood het nie die finale woord gehad nie. Want Christus het uit die dood uit opgestaan. En omdat Christus uit die dood uit opgestaan het en dat hy lewe, daarom is daar hoop vir jou en vir my. Daar is hoop vir jou herinneringe, daar is hoop vir jou wonde, daar is hoop vir jou toekoms. Die verlede het dalk 'n merk op jou gelaat. Die verlede dalk 'n diep wond veroorsaak. Maar die verlede is nie jou baas nie. Die verlede hoef ook nie jou baas te wees nie, want Jesus genees nog steeds. Jesus herstel nog steeds. Jesus maak nog steeds alles nuut, elke dag in my en jou lewe, ook vanoggend. Glo dit asseblief. Amen. Want Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 23, hy sê, die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is brood geneem, en ek wil hê jy moet hoor wat daar geskrywe staan. Jesus het in die nag wat hy verraai is, brood geneem. Jesus het die nagmaal ingestel in die skaduwee van verraad, van verloning, van verwerping. En nogtans het Jesus gesê, neem, eet, drink, dink daaraan, of eet, dink daaraan, my liggaam is gekruisig, ook vir julle. Neem, drink, onthou, my bloed het gevloei, ook vir julle. En daarom wil ek hê dat wanneer jy dit vanoggend hier vashou, en ons gaan dit nou saam gebruik, dat iets daarvan by jou tuis sal kom, dat Jesus in 'n situasie was, waar jy jouself vandag dalk in bevind. Verwerp, seergemaak, verwond, verraai, en dat Jesus nogtans. So, ek gaan vra dat julle gaan reageer in die swart gedeelte, ek gaan die blou gedeelte vir julle lees. En bedink dit, omhels dit vanoggend. Here Jesus, ons kom voor U, soos ons is. Ons bring ons herinneringe, ons bring ons wonde, ons bring ons seer, ons bring ons skuldgevoelens, ons bring die dinge wat ons nog nooit kon sê nie. Waar ons leuns oor onsself geglo het, bring vir ons U waarheid. Waar ons deur ander gewond is, bring genesing na ons harte. Waar ons ander gewond het, bring bekering en vergifnis. Waar ons woede, bitterheid en onvergewensgesindheid gedra het, help ons om dit in U hande oor te gee. Waar ons deur ons verlede gedefinieer is, herinner ons daaraan dat ons 'n nuwe skepping in Christus is.
Wanneer ons hierdie brood nou ontvang het, onthou ons die liggaam van Christus, wat in ons plek aan die kruis gehang het, vir ons sondes, vir ons seerkry van die verlede. Neem, eet die brood, dink daaraan, Jesus het sy liggaam aan die kruis vir my en jou laat hang. Wanneer ons hierdie beker ontvang, onthou ons die bloed van Christus, wat uitgestort is, tot 'n volkome vergifnis van al ons sondes, ja ook die sondes van die verlede. Neem, drink die wyn en glo. Jesus het vir my en jou gebloei om ons van ons sondes en seerkry herinneringe te reinig. Ons onthou die dood van Christus. Ons verkondig die opstanding van Christus. Ons sien uit na sy wederkoms. Kom ons sê dit nou almal saam. Here Jesus, ons gee U ons verlede, ons ontvang U genade en ons vertrou U met ons toekoms. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en stap vanoggend asseblief hier uit met mense wie se hart lig geword het, mense wat die bagasie agtergelaat het en bevry voel wanneer julle uitstap, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.